Hallo almal en baie welkom by sessie 2 van ons kampanje van ons kursus oor die vrug van die Gees, die verweefdheid van die liefde. En laasweek het ons gesien dat die liefde, die vrug van die Gees liefde is wat soos 'n kleed saamgeweef word en dat ons elkeen daai kleed eintlik elke dag moet aantrek en dat ons dan, soos ons liefde uitleef, dan leef ons die vrug van die Gees uit. Nou die heel eerste ding wat genoem word in Galasiërs 5 vers 22 is liefde. En kom ons lees, in Galasiërs 5 vers 22 staan, ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling, maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde. Nou liefde is die heel eerste aspek van die vrug van die Gees, maar dit is ook die allesomvattende aspek, want eintlik is om die vrug van die Gees uit te leef, om liefde uit te leef. En daar was eendag, daar was 'n verhaal van 'n man wat op 'n stoomtrein gesit het en hierdie man se kop het gehang en hy was op pad na 'n dorpie waar hy baie lanklaas was. En daai dorpie was sy tuisdorp. Hierdie man was in die tronk gewees vir 'n misdaad wat sy gesin diep seer gemaak het. Terwyl hy in die tronk was, het hy vir sy vrou briewe geskryf en hy het vir haar geskryf dat hy sou verstaan as sy hom nie meer lief het nie. Hy weet, hy het haar en hulle hele gesin diep teleurgestel. En toe skryf hy maar vir haar, maar hy word uit die tronk ontslaan en as daar nog 'n vonkie hoop is, as daar 'n bietjie hoop is, dan moes hy by die treinstasie is daar 'n groot ou eikeboom en dan moes hy 'n geel lint aan die groot ou eikeboom vasbind. En op hierdie pragtige oggend wat die stoomtrein gestoom het na hierdie dorp toe, was hierdie man diep bedruk gewees. En een van die medepassasiers sien hom en vra, meneer, maar wat is fout? En hy het sy storie kortliks vertel en hy sê toe, maar ek kan nie kyk nie. Ons is nou so naby, wil jy nie asseblief vir my kyk nie? En die man het gekyk en die volgende oomblik roep hy uit, toe sê hy, meneer, kyk daar, die hele groot ou eikeboom is vol geel linte. Hulle wapper soos vlaggies op 'n feesdag. En wat sy vrou gedoen het, is sy het sy brief gekry en sy het besluit sy gaan hom vergewe en sy is nog lief vir hom. En toe sy nie net een geel lint aan die groot ou eikeboom gaan vasbind nie, maar sy het die hele boom vol geel linte gemaak om vir hom te sê, ek het jou vergewe, ek het jou lief, kom terug huis toe. En hierdie liefde waarmee hierdie vrou haar man gehad het, is die agape liefde, die liefde wat ons van in Galasiërs 5 vers 22 lees. En agape liefde is ook die liefde wat God vir ons het. Nou as ons lees in 1 Johannes 4 vers 8, dan sien ons dat die Bybel leer vir ons nie net dat God agape liefde het nie en ons moet agape liefde lief het nie. Die Bybel sê vir ons, maar God is liefde. God is agape liefde. En Johannes skryf hierdie woorde waarskynlik nadat hy die openbaring van Johannes ontvang het, nadat hy in die hemel opgeruk is en hy in die troonkamer van God self was. En nadat Johannes uit God se teenwoordigheid kom en waarskynlik teen die einde van sy lewe sy briewe skryf, dan sê hy iets, hy sê, God is liefde. So die wese van wie God is hy is liefde, hy het ons lief met hierdie agape liefde, maar dan ook in een van die bekendste stukke in die hele Bybel, lees ons ook dat God het ons lief, en dit lees ons in Johannes 3 vers 16, en hier staan, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. En hier leer ons een van die heel belangrikste dinge van agape liefde, en dat dit 'n liefde is wat gee. Dis 'n liefde wat opoffer, dis 'n liefde wat dien. En dis hoe God ons lief het. Hy het ons so lief gehad, hy het sy seun gegee. En in Galasiërs 5 vers 22 word elke kind van God opgeroep om ook liefde uit te leef. Hierdie selfde liefde, en ons kan by ons hemelse Vader leer oor hoe ons
onder leiding van die Heilige Gees ander moet lief hê, en dit is dat agape liefde 'n liefde is wat gee. En ons gee ons tyd, ons gee onsself, ons gee ons heel beste vir ons broers en susters in die gemeente, maar ook vir mense in die wêreld, want dit is juist God se liefde wat ander trek, want God se liefde is soos daai geel linte aan die groot eikeboom, dit roep uit, ek het julle lief, ek is vol genade, kom ontvang vergifnis, en God wil hê, ons moet ook daai liefde gee, ons moet daai liefde uitleef, dan word ons lewens soos 'n boom vol geel linte, wat mense nader trek, en vir mense sê, kom leer hierdie God ken, hierdie God van liefde, want net by hom is daar redding te kry. Mag ons elkeen in hierdie tyd werklik toegespits daarop wees, om liefde uit te leef, om agape liefde uit te leef, nie uit eie krag nie, maar onder leiding van die Heilige Gees. Ons kan nie liefde uitleef deur harder te probeer nie, of te positiewe denke te hê, of so iets nie. Ons het agape liefde, wat ons by die Heilige Gees kry, wanneer ons aan God toewy. En wanneer ons aan hom toewy, en ons gee onsself aan hom oor, en ons spandeer tyd met hom, en tyd met sy woord, dan kan sy Gees ons vervul, en kan ons liefde uitleef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus, ons Redder en die Here, ons sien liefde is die eerste aspek van die vrug van die Gees. Maar dit is ook die allesomvattende aspek, want eintlik is om die vrug van die Gees uit te leef, om liefde uit te leef. Deur die werk van die Heilige Gees in elkeen van ons lewens, help ons om liefde uit te leef. Help ons om te gee, soos U gegee het. Mag ons net navolgers wees van U wat die voorbeeld stel, Vader. Mag ons navolgers wees van ons Here Jesus, en mag ons dit doen deur die werk en deur die leiding van die Heilige Gees. Amen. Mag julle 'n mooi week hê. Totsiens.